1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Adri se appel. Jy moet nou soet wees terwyl ek weg is, Adri, het mamma gesê. Ek moet gou vir 'n rukkie winkel toe gaan. Ja, mamma, het Adri gesê. Mag ek my popwaandjie maar in die tuin stoot? Ja, seker, het mamma gesê. Totsiens. Mamma sal nie lank wegbly nie. Mamma is toe daar weg en Adri het haar poppe in haar popwaandjie begin regsit, gereed vir hulle uitstappie in die tuin. In die tuin was daar 4 baie ou appelbome. Hulle staan vir jare en jare al daar. Niemand weet wie hulle daar geplant het nie. Die bome was baie groot, byna so hoog soos die huis, en elke jaar was hulle vol appels. Daardie jaar was die appels al lankal gepluk, en wat nie verkoop is nie, is op die solder geberre vir die winter. Aan een van die bome was daar 'n paar appels wat nog nie mooi ryp was nie. Hulle was groot rooi appels, baie sappig en lekker. Toe Adri onder die boom gekom het met haar popwaandjie, het sy die appels gesien. Ek het dan gedink dat mamma al die appels gepluk het sy vir haarself gesê. Sy het hulle seker nie gesien nie. Toe het sy met die poppe begin praat. Kyk na daardie heerlike appels, het sy gesê. Is hulle nie mooi nie? Sal baba een wil hê om te eet? Deur baba het Adri natuurlik haarself bedoel, want hoe meer sy na daardie groot rooi appels gekyk het, hoe meer het sy een begeer om te eet. Daar by die bome was 'n baie lang leer en Adri het begin wonder of dit veilig sou wees om op te klim. Dit sal seker veilig wees, het sy vir haarself gesê. Mamma sal niks daarvan weet nie, want ek kan appels mos baie vinnig eet. Sy het haar een voet op die leer gesit en toe die ander een. Stadig het sy begin opklim, terwyl sy met albei hande styf vasgehou het. En dit was nie lank nie, of sy was by die appels. Toe het sy begin soek na die grootste een wat sy van die grond af gesien het. Ja, daar is hy. En was hy nie mooi nie? Daardie een moet sy hê. Die appel was 'n bietjie te ver vir haar kort armpie, en daarom het Adri die leer met haar een hand gelos en die tak gegryp om die appel nader te trek. Toe het sy met haar ander hand ook gelos en geprobeer om die appel te pluk. Maar die appel het baie vasgesit en het nie so maklik afgekom soos Adri verwag het nie. Miskien was dit omdat dit nog nie mooi ryp was nie. Sy moes baie hard trek en in die poging het sy 'n bietjie te ver vorentoe geleun. Toe die stingel van die appel skielik breek, het Adri haar ewewig verloor en vorentoe in die boom geval. Sy het tussen die takke afgegly en vasgeval in 'n mik van die boom, sowat 6 voet van die grond af. Maar toe moes hulle haar hoor skree. Natuurlik was die arme Adri half dood geskrik. Sy was bang dat sy verder sou val en seer kry, en ook dat haar mamma baie kwaad sou wees. Mamma, mamma, mamma. Mamma was nog daar in die straat toe sy die geskreeu hoor in die tuin, en sy het huis toe gehardloop so vinnig as wat sy kan. Ons kan ons voorstel hoe verbaas sy moes gewees het toe sy een van haar mooi appels op die grond sien lê en 'n ander soort appel daarbo in die boom sien met 'n rooi rokkie aan en 2 swaaiende arms en bene. Wat op aarde maak jy daarbo in die boom, Adri? Het sy gevra. Het Adri gehuil. Haal my af! Haal my af! En natuurlik het mamma gou die leer reggesit en Adri grond toe gehelp uit haar ongemaklike posisie. Ek is jammer, het sy gehuil. Ek wou nie die appel pluk nie. Ek wou maar net daaraan ruik. Mamma sal my nie slaan nie. Sal mamma? Mamma het haar nie pak gegee nie, want sy was net so bly dat Adri
nie baie seer of hard geval het nie. Maar sy het haar huis toe geneem en haar vertel dat sy nooit weer sulke gevaarlike dinge agter haar rug moet doen terwyl sy nie by die huis is nie. Saam het hulle toe 'n koppie tee gedrink en buite in die tuin gesit saam met haar poppe in die waantjie en kyk hoe die wind deur die blare van die boom waai. Fluit, fluit, my storie is uit.